nuwe preekreeks oor God se onlogiese genade. En ons gaan saamstap deur die boek van Jona. Ons gaan vanoggend soort van 'n tipe inleidende gedeelte hê, Jona 1 vers 1 tot 3. Maar daar's net 4 kort hoofstukkies. En ons ken almal die verhaal van Jona, maar ek beloof jou, jy ken hom nie soos wat die bedoeling van Jona op die ouende is nie. So ek wil julle uitnooi om die volgende paar Sondae regtig saam met ons deur Jona te gaan en ons gaan vanoggend saam lees daar uit Jona. Nou Jonas word genoem een van die klein profete, nie omdat hy kort in statuur was nie, maar dit is van die kort boekies, die klein profete. Dit begin daarso by die groot profete Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel en dan die kleiner profete Hosea, Amos, Obadja, Jona. My Bybel bladsy 559 ongeveer. So as jy daarso kom, as jy by Micha, Naam en Habakuk kom, hoe is daai vir name vir jou kleinkinders? Dan jy weet jy is verby Jona. Jona 1 van vers 1 en dit begin so. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op 'n trek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan en saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af, tot sover. Nou, julle ken almal baie goed die verhaal van Jona. Wanneer mense aan Jona dink, Jona en die groot vis. Maar wat is jou opinie vanoggend van Jona as profeet? Wel, ek is baie seker dat wanneer 'n mens aan Jona dink, dan dink jy, ja Jona, jou bangbroek, jou lafaard, jy het geen murg in jou pype nie, ongehoorsaam aan God, wat so 'n soort van 'n profeet is jy? Pateties. En waarom sou God iemand soos Jona kies om na Ninive toe gaan? Ek bedoel, daar moet sekerlik baie groter en beter profete as Jona gewees het vir so 'n belangrike opdrag om na die groot stad Ninive te gaan en die oordeel oor hulle af te kondig. Maar voordat 'n mens nou vir Jona heeltemal afskrywe, hou net 'n bietjie vas. Want dit gaan nie in Jona oor Jona en die vis nie. Dit gaan in Jona oor God en Jona. Oor God en ons. Dit gaan eintlik oor God se onlogiese genade wat onbeskryflik groot is. Ja, ook vir mense soos ek en jy, wat in baie opsigte maar net soos Jona is. So voordat ons hom te sterk veroordeel, kyk 'n bietjie in die spieël en kyk of jy nie dalk iets van jouself in Jona raak sien nie. Mense soos ek en jy wat hierdie onlogiese, onbeskryflike groot genade nodig het, en daarom dwing hierdie verhaal ons eintlik om 'n bietjie in Jona se skoene te gaan staan. So daar's 3 belangrike punte wat vanoggend hier na vore kom, en die eerste ene is, ongehoorsaamheid het altyd 'n goeie verskoning. Ongehoorsaamheid het altyd 'n goeie verskoning. Hierdie verhaal begin met God wat vir Jona opdrag gee. Hy sê vir Jona, maak klaar en gaan na die groot stad Ninive toe. God stuur nie vir Jona na 'n klein dorpie nie, maar hy stuur hom na een van die magtigste en mees gevreesde stede van sy tyd, na Ninive. As ons baie keer praat van die misdaad hoofstad in ons land, dan praat ons nie van Johannesburg nie, ons praat eintlik seker van Kaapstad nie. Maar Ninive het daardie titel gehad van, dis 'n plek waar jy nie eintlik wil bly nie. En God stuur vir hom na hierdie stad toe, wat in die hartjie van die Assiriese wêreldryk was. Nou, Ninive was langs die Tigrisrivier geleë. In ons dae is dit Irak. Dit moet al klaar vir by jou klokkies lyn, hè?
stuur vir hom soontoe. En dit was 'n groot stad. Nou argeoloë het bepaal dat die soort van die middestad gedeelte se muur wat om hom gebou was omtrent 12 km in omtrek was. Maar as jy die hele Ninive gedeelte met sy voorstedelike gedeeltetjies bygereken het, dan sou jy omtrent 100 km radius rondom Ninive gehad het. So groot was hierdie stad gewees. En 'n mens sou verwag dat wanneer hierdie opdrag van God na Jona kom en sê, Jona, maak klaar, gaan na die stad Ninive toe, ek stuur jou met 'n boodskap. Dat Jona wat 'n profeet is, sy tasse sou gepak het en reggemaak het en sy reis, hierdie lang reis na Ninive aangepak het om sy profetiese roeping uit te leef. Maar, en dit is hoe vers 3 ook begin, maar, en wys jou klaar, hier gebeur iets wat iets heel totaal anders is, maar, Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. God sê vir Jona, gaan oos. Jona sê, ek gaan wes. Kyk bietjie hoe lyk hierdie kaart van Jona se reis. Daar in die middel omtrent sien julle vir Joppe, daar aan die kus van die Middellandse See. En dan heel regs bo die hoekie is Ninive omtrent 1000 km so wat hulle daai tyd se roete gevolg het. Dan heel aan die linkerkant, in die middel aan die linkerkant is Tarsus. Tarsus is waar Spanje plus minus in Spanje. En dis omtrent 3000 km van Joppe af. God sê vir Jona, gaan oos. Jona sê, ek gaan wes. Nou, wat Jona nie so lekker dalk onthou het nie, is Psalm 139, wat vanaf vers 7 sê, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar? Gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. As hy net onthou het wat Psalm 139 gesê het, sou hy besef het, dit help nie om 3000 km soontoe te gaan, wil God hom 1000 km daardie kant wou hê nie. En as 'n mens jouself nou in Jona se skoene indink, kan jy met jouself net indink die redes en verskonings wat hy gehad het, hoekom hy eintlik nie na Ninive toe moet gaan nie, maar eerder na Tarsus moet gaan. Hy kon dalk gesê het, julle weet, God het my eintlik vir Tarsus geroep, nie vir Ninive nie. En hulle het ook die Here in Tarsus nodig, so ek beter eerder Tarsus toe gaan. O ja, en ek het daaroor gebid. En die Here het vir my gewys. Eerder Tarsus. En ek het vrede in my hart oor hierdie besluit. Ek is lief vir Ninive, maar ek is nie eintlik die regte persoon om die mense in Ninive te bereik nie. Ek voel net dit is die regte ding om eintlik Tarsus toe te gaan. Ek dink ek dalk nie vir God reg gehoor toe hy gesê het Ninive nie. Ek dink hy het eintlik bedoel Tarsus. Want hy sal my nooit na 'n plek soos Ninive toe stuur nie. Klink dit bekend? Is dit nie die soort van skonings wat ons ook baie keer het, wanneer ons nie wil doen en gaan wat die Here wil hê ons moet gaan nie? Wanneer ons weet wat die regte ding is om te doen, wat God van ons verwag, en ons besluit om dit te ignoreer en ons eie kop in ongehoorsaamheid te volg, en dan het ons altyd 'n verskoning om ons ongehoorsame, sondige optrede te regverdig. En selfs met 'n godsdienstige sousie te kamoufleer. Ons maak God eintlik ons bondgenoot in ons sondige verkeerde besluite.
Ek dink dis wat die Here eintlik wil hê. Dit is hoe ek die Here gehoor het. Die Here sal verstaan. En as ons nou in gedagte hou, dat ons Ninive is, dit wat ons uit ons gemaksone uithaal, dit wat jy weet God wil hê, dat jy moet doen, maar jy nie wil doen nie. Want Ninive is gevaar, Ninive is ongemak, Ninive is opoffering, Ninive is risiko. En wie wil nou op hierdie ouderdom soontoe beweeg? En daarom sit ons baie keer terug en troos ons onsself met hierdie verskonings oor hoekom ons eintlik nie hoef te doen dit wat die Here van ons verwag nie. Kyk, daar is sommige opdragte wat God vir ons in sy woord gee wat dalk makliker is as ander, wat 'n mens dalk makliker gaan doen as die een is wat regtig moeilik is. Die een is wat vra dat jy iets van jouself moet gee. Die een is wat vra dat jy moet gaan en met mense gaan kontak maak wat jy nie eintlik wil nie, of wat jy moet gaan regmaak. Julle weet waarvan ek praat, nê. Vir alles die Here vir jou sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet gaan en met daai persoon gaan praat. Ek wil hê jy moet die een wees wat die vredemaker moet wees. En dan sê Here, maar jy verstaan nie. Daardie persoon het dit en dit en dit. Hoe kan jy dit nou van my verwag? Here, ek is nie eintlik die regte persoon nie. En Here, daai persoon wat eensaam is, wat U wil hê dat ek moet intrek, U weet, daardie persoon is al lewenslang so op hulle eie. Ek weet nie of hulle goeie kontak het met mense nie. En ons het so lekker groepie om hulle nou in te trek of waar in te trek. Here, dit gaan nie so lekker werk vir ons groepie nie. Here, U verstaan ons, ons kan nie almal akkommodeer nie. En so het ons allerhande selfgeregverdigde verskoningkies hoekom ons maar net soos Jona en ek wes gaan as God sê oos. En ons voel heel gemaklik met ons verskonings. En soos Jona krap ons hierdie verskonings nader oor hoekom ons nie altyd ons roeping uitleef nie. Dis nie eintlik my probleem nie. Dis die dominee se plig. Hy word immer betaal om dit te doen. Ek is nie die regte mens om met hulle te praat nie. Dit gaan die probleme net vererger. Ek het nie meer energie en krag om betrokke te wees by die kerk nie. God sal verstaan. God sal verstaan as ek willens en wetens die verkeerde besluit neem. Want hy ken mos my omstandighede, hy sal dit nie teen my hou nie. God sal mos verstaan as ek ongehoorsaam is. God sal mos verstaan as ek nie dit kan of wil doen nie. En die vraag is, sal God verstaan? As ons teruggaan na die Ou Testament toe, kry ons 'n situasie daarin in 1 Samuel 13. Miskien onthou julle daardie gedeelte waar Saul se koningskap wankel. Nou wat hier gebeur het, die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg. 30 afdelings en strydwaans en 6 afdelings perderuiters en manskappe so baie soos die sand van die see. En dan lees ons dat Israel in die moeilikheid was. Die volk was in hoek vasgekeer. Die volk het in spelonke grotte, holkraanse gate en droëpunte gaan wegkruip. En al die manskappe by Saul was doodbang, sê vers 7. En dan wag Saul vir Samuel. Die tyd soos afgespreek met Samuel, maar Samuel daag nie op nie.
En toe die manskappe wat by Saul was, begin dros het Saul gesê, bring die brandoffers en maaltydoffers na my toe. Hy het self die brandoffers geoffer. Nou moet julle onthou, die brandoffers kon net deur die priesters en die profete geoffer word. Dit kon net deur Samuel geoffer word. Maar toe Saul sien dat, die manskappe is bang en hulle is besig om te dros, hoe gaan ons hierdie aanval van die Filistyne afslaan? Toe sê hy, Samuel is nie nou hier nie, laat ek die brandoffer bring, God sal verstaan dat ek dit moes doen, want Samuel is nie hier nie. En toe gebeur dit, uitroepteken, vers 10. Net toe by die brandoffer klaar verbrand het, kom Samuel daaraan. Saul het na hom uitgegaan om hom te groet. Samuel vra hom toe, wat het jy aangevang? Saul het gesê, ek het gesien die manskappe loop van my af weg, en het jy opgedag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het bymekaar gekom in Mikmas, en toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe, en ek het nog nie aan die Here offer gebring nie. Toe het ek het gewaag om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God wat hy jou gegee het, nagekom het, waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here het op die ou nie besluit. Dis alright. Hy sien Saul se situasie. Hy sien dat Saul reg in eie hande geneem het teen God se wette en verordeninge, en dit was nie alright met God nie. Sal God verstaan as ek willens en wetens ongehoorsaam is? En daarom sê ek, ons is baie keer maar net soos Jona. God sê, gaan wes, ons gaan oos, ons klim op 'n skip na Tarsus. En weet julle wat? Die Satan is heel gewillig om ons te help. En dis die tweede punt. Ongehoorsaamheid kry altyd hulp, maar van die verkeerde oord. Wat is die kanse dat daar toevallig 'n skip gereed gestaan het om na Tarsus te vertrek? Wat is die kanse dat Jona toevallig die regte hoeveelheid geld gehad het om te betaal vir die reis? En 'n mens sou Jona nie kon verkwalik het as hy op daardie tydstip gedink het, dit moet sekerlik God se wil wees dat ek eerder na Tarsus gaan. Kyk, alles val so mooi in plek. Maar weet julle wat? Satan kan net so deur omstandighede werk soos God. Want Satan het sy skepe altyd gereed. En daar's altyd plek op sy skepie vir jou en my as ons in ongehoorsaamheid 'n uitkom kan soek weg van God af. Om my waar te sê, hy staan en wag en skryf sy handjies en sê, kom, dis plek op my skepie. En sy skip gaan altyd waar ons wil gaan. Sy skip vat ons altyd weg van God af as ons wil weghardloop. En die Satan kan ongehoorsaamheid so goed laat lyk deur gunstige omstandighede. Dat ek op 'n oomblik kan sê, wow, dis eintlik 'n teken dat ek eerder na Tarsus toe moet gaan. Kyk, alles val so mooi in plek. Intussen is dit die Satan wat vir jou lê en wag met sy skipie gereed. En terwyl Jona toe op die skipie klim en regmaak vir sy middagslaapie wat hy afklim na die onderste ruim toe, daar in vers 5 het Jona dalk gedink, kyk hoe mooi voorspoedig loop alle dinge. It's plain sailing. Dit moet God se wil wees dat ek eerder Tarsus toe gaan. Maar as hy so gedink het, was hy heeltemal verkeerd. Want God het alreeds sy wil baie duidelik aan Jona bekend gemaak. Jona het presies geweet wat God wil.
En geen gunstige verloop van omstandighede kan dit wat God duidelik vir jou gesê het, oorskry nie. Want Jona het diep binne in hom geweet wat God se wil eintlik is. Hy wou dit net nie hoor en doen nie. Soos ek en jy, baie keer. En wanneer ons eie verkeerde keuses ons in die moeilikheid bring, dan moet ons op die ouene nie vir God blameer nie. Hier kom 'n vervolg. Maar die derde punt. Nou waar is die onlogiese genade van God? As dit dan ons preektema is, die onlogiese genade van God, waar is dit dan in hierdie paar verse van Jona? Jy weet, ek dink ons verstaan nie altyd genade baie lekker nie. Ons verstaan baie goed as ons sê, so 'n persoon verdien dit nie. Want ons werk op werksverdienste nie. Jy verdien dit of jy verdien dit nie. Vir ons is dit eintlik onlogies om vir iemand iets te gee wat hy nie verdien nie. En sover in Jona se verhaal, hierdie paar verse wat ons gelees het, lyk dit nie of daar eintlik veel van genade ter sprake is nie. Want Jona het in elk geval nie genade verdien nie. So waar is die onlogiese van genade van God in hierdie verhaal? En dan is die antwoord eintlik baie eenvoudig. God het toegelaat dat Jona ongehoorsaam is. God het nie daar en dan vir Jona net doodgemaak of verstop nie. Hy het vir Jona die vryheid gegee om sy eie lewe op te mors. Hoekom? En waar is die genade dan nou in dit? Kon God nie maar dit so beskik het, dat daar geen skip is wat na Tarsus vertrek nie? Of kon hy dit nie so beskik het, dat die skip dalk in 'n ander rigting vertrek het nie? Of kon hy dan nie dinge so gereël het, dat die kaptein vir Jona gesê het, luister Jona, hier is die ongelukkige plek hier op hierdie skip nie? Of kon hy dit nie so bestuur het, dat 'n dief Jona se geld beroof het voor die tyd nie? Kon hy nie maar net vir Jona gestop het en voor stok gekry het nie. Op daardie tydstip nie soos genade gelyk nie. Maar dit was genade. Want God werk te midde van ons ongehoorsaamheid om ons op die ouende na hom toe terug te bring. Soms laat God toe dat ons totaal en al van koers af wegdwaal, sodat wanneer ons uiteindelik ons eie sonde raak sien vir wat dit is, ongehoorsaamheid weg van God af, dan is 'n mens baie keer eers gereed om terug te keer na God toe. Het julle dit nie al so ervaar dat 'n mens baie keer mooi praat, smeek, bid, hulp aanbied, en dat dit geen indruk maak op 'n persoon wat hardkoppig besluit het om 'n koers in te slaan weg van God in ongehoorsaamheid. En al jou gepraat, al jou gesmeek, al jou gebede, laat hierdie persoon nie van koers verander nie. Totdat daardie persoon om teen 'n muur vasloop. Totdat daardie persoon sy kop so hard stamp, dat hy sê, ek kan nie verder. En ongelukkig gebeur dit baie keer dat wanneer so 'n persoon in so groot gemors beland, dat daar soveel skade berokken word, wat soms baie moeilik herstel kan word. Maar baie keer is dit ongelukkig die enigste manier wat iemand wat hardkoppig is, tot inkeer kom, soos die verlore seun. En dis die onlogiese genade, dat God weet dat al die gepraat en gesmeek en gebid, gaan nie werk nie. God moet die persoon los, om teen 'n muur vas te loop, sy kop te stamp, voordat hy sal omdraai
Dis genade, onlogiese genade. Hebreërs 12 vers 6 skrywe, as die Here iemand liefhet, wys hy hom wat hy van hom verwag, al maak dit soms seer. Daarom tree soms ook hardop teenoor sy kinders. Leer dan iets uit hierdie slegte dinge wat met julle gebeur, want God maak met julle soos 'n pa wat regtig vir sy kinders omgee. Maar soms te los, hard die grondkennis te maak. Onlogiese genade. Maar weet julle wat is nog onlogiese genade? En dis wat die verstommende van hierdie verhaal sover, dat God nooit vir Jona op sy eie gelos het nie. God het nie vir Jona gesê, okay, vat die pad en jy wil mos toe gaan, dis op jou eie. Inteendeel, God was elke tree saam met Jona op sy pad van selfvernietiging. Jona het dit dalk op baie stadiums so besef nie. Jona het nie eens daaraan gedink nie, hy wou net van God wegkom, maar soos wat Psalm 139 gesê het, waar gaan jy heen waar jy van God kan wegkom? God was elke tree saam met Jona. Daar waar hy sy tassies gepak het, daar waar hy af is na Joppe toe, daar waar hy 'n skip gekies het om na Tarsus te gaan, God was elke tree saam met hom op sy selfvernietigende pad. En dis die onlogiese genade dat God ten spyte van ons verkeerde keuses baie keer, ten spyte van ons hardkoppigheid om in sonde te volhard, dat God sê, ek los jou nie. Ek los jou nie. Ek loop saam met jou, en jy gaan jou kop stamp, maar ek los jou nie. Want dis God se belofte van Hebreërs 13 vers 5. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, selfs eers wanneer jy jou rug op God draai en in sonde volhard nie. Dis daai onlogiese genade. En dan nog 'n stukkie onlogiese genade. God het reeds vooruit beplan hoe hy op die ou einde vir Jona dinge ten goeie gaan laat meewerk. Kan jy dit glo? Ek bedoel, ons het lankal vir Jona afgeskryf, sê Jona, jy's useless. Ek bedoel, jy sê naam profeet nie werk nie. Dit waarmee jy besig is, hoe kan jy ooit weer iets vir God beteken? Maar God werk anders. Onlogiese genade, dat hy sê, weet jy, Jona, al stap jy hierdie pad, ek gaan vir jou dit ten goeie laat meewerk. En dis wat God met ons ook doen. Onlogiese genade. Genade wat ons nie verdien nie. Dat God sê, weet jy wat, ek stap elke stukkie van die pad met jou. Al is jy besig om afdraaipaadjies te vat. Al stamp jy op hoe hard. Want ek gaan dit gebruik op 'n ouende ten goeie. So, my vraag ten slotte. Kan jy jouself al in Jona raak sien? Kan jy jouself herken in Jona se verhaal? Maar nog belangriker, kan jy iets van God se onlogiese genade in jou en my lewe alreeds raak sien? Hoe verder ons met Jona vorder, hoe meer gaan jy God se onlogiese, onbeskryflike genade raak sien, ook vir jou en vir my. En daarom, die volgende Sondag mis nie. Amen. Wens ontvang die seën van die Here en gaan ook huis toe met sy vrede. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen. Jona gaan in 'n fiets. Jona gaan in 'n fiets. Maar Jona wou toe nie. Want kyk, die mense ken my nie, hulle sal nie na my luister nie. Ek sal maar in 'n boot wegry waar niemand my ooit weer sal kry. Na Tarsus vaar hy oor die see en nie na Ninive. O Jona gaan in 'n fiets. Ek wil nie, Jona gaan in 'n fiets. Maar God vergeet hom nie.
uit in 'n groot orkaan en die mense vrees hulle sal vergaan. Die lot wys toe vir Jona aan en almal weet toe wat gaan aan. Ek wou nie luister na Gods woord, gooi my maar uit die boot. O Jona, Jona gaan in Nineve. Jona, Jona gaan in Nineve. Maar nou sy in die see, die Here het 'n vis gebring. Die vis sluk toe vir Jona in, maar Jona bid en smeek toe mooi, tot die vis hom weer uitgooi. Maar toe hy op die strand uitkom, sê die Heer vir hom: